Goeiemôre julle. So, baie keer sê mense, maar as die dag eers so begin. Nou wie weet as die dag eers so begin, hoe moet ons dag begin? Ons dag moet begin met God. Dit moet vloei uit Jesus uit, want ek weet nie van julle nie, maar ek kan nie. Like raise your hand if you can't go a second without God. Ek weet dat ek kan nie enige dag ingaan sonder God nie. Ek kan nie vandag doen sonder God nie. So ek kan nie my dag begin sonder God nie, want alles wat ek moet doen vandag, God moet vooruit gaan. God moet my beskerm. God moet voorsiening bring vir my geduld, liefde. Ek moet vloei in elke situasie uit hom uit. I need to serve for him. I need to love like I'm loving him to him. So ek lewe vir God, so alles moet vloei uit God uit, so my dag moet begin met God. En as dit nie uit dit begin nie, dan gaan dit wees, maar as die dag eers so begin, en dan loop alles verkeerd. Maar wanneer ons vloei uit God uit, vloei uit die waarheid uit, dan kan ons na 'n situasie kyk en sê, but this is not from God, this is not the truth. Wanneer ons weet wat die waarheid is, kan ons dit identifiseer en ons kan discern en sê, Here, hierdie emosies, hoe die persone reageer, wat besig is om te gebeur, is nie die waarheid nie, dit is nie van God nie. Dis hoekom die Here sê, jou, the helmet of salvation, the sword of truth, hierdie swaard is die woord, so die woord is die Bybel, so dan kan ek spreek teenoor die negativiteit, ek kan spreek teenoor die leuns, want die woord sê in Petrus, dat die duiwel walks around like a roaring lion, ready to devour you. So as jy nie weet wat die waarheid is nie, as jy nie jou dag reg begin grounded in God and flowing out of him nie, dan gaan hy jou devour, because you're not going to know the truth, you're not going to be able to discern. Wanneer daar 'n situasie aankom wat overwhelming is, dan gaan jy sê, Here, wat nou? Dan gaan jy in emosies begin reageer en nie weet dat hierdie is nie die waarheid nie. So wanneer ons aan die leuen sien, dan kan ons sê, my vriend sê altyd, moenie worry nie, watch net. Hulle sê dit in hulle kerk en dis nogal cool. So wanneer daai situasie voor jou kom wat net soos lyk, Here, hierdie is net soos die teenoorgestelde of God's promises for my life. This is not what I want. Dan kan jy gaan rus en sê, Here, dis okay. Moenie worry daaroor nie. Watch net wat God gaan doen. Watch net wat God gaan doen. So party mense, die duiwel stuur goed oor jou pad of doen goed wat jou wil laat ontstel om 'n reaksie te toon. Maar jy hoef nie te react out of that nie. You can flow out of God. Waar die Here sê, ek gaan voor jou uit en dan gaan jy agterna. En hoe gaan jy agterna? Wanneer jy sy woord hoor, wanneer jy sy stem hoor. En as jy nie jou dag begin rooted out of God nie, then you're not gonna hear his word. Then you're not gonna be able to discern as dit die duiweltjie of die engeltjie is wat op jou skouer sit. Ek sê vir die kinders, as ons nie die waarheid hoor nie, hoe gaan ons weet wanneer die Jesus met ons praat? Hoe gaan ons weet wanneer dit waarheid is of nie die waarheid is, as ons nie in die waarheid gegrond is nie? So, wat sê Jesus van ons? As ons dag reg begin, dan kan dit nie in negativiteit begin nie, want dan begin dit goed, dit begin uit liefde, uit waarheid, en dan vloei dit daaruit. So, dan gaan dit nie wees van, as die dag eers so begin nie. Dan begin dit uit goed uit. En die Here sê, a joyful heart, a cheerful heart is like good medicine to your soul. So wanneer ons dag in cheer, in gratefulness, in humbleness, in humility voor hom begin, dan is dit 'n goeie dag, want dan gaan dit 'n cheerful dag wees. Die Here sê, this is the day that the Lord has made, I will rejoice and be glad in it. So I am going to rejoice because I flow out of God. Ek is gegrond in God. Jesus sê, I am in you and you are in me. Die Here wandel binne in my. So uit dit uitvloei ek. En as ons daai reg kry, dis 'n keuse. To renew the mind is a choice. Elke dag die Here sê, renew the mind by the word of God. So take every thought captive. So die negativiteit, die slegste dinge, die leuns, vat ons en ons sê, ek gaan dit nie glo nie, dit is nie die waarheid van God nie, ek gooi dit weg, dit is nie wat God sê nie, so ek gaan nie reageer in emosies nie, ek gaan nie reageer om 'n reaksie te kry nie, want dit is nie die waarheid nie, dit is nie eens die moeite werd om hierop te reageer nie, want ek weet wat die woord van God sê, ek weet wat die waarheid is, so ek gaan in tyd saam met Jesus spandeer en so renew ek my mind. So ek dink op 'n sekere manier en dan besluit ek nee, ek gaan nie meer so dink nie, ek gaan nou iets anders dink, want dit is die waarheid wat ek moet dink. So ons renew ons mind in die woord van God.
En dan begin ons die waarheid te spreek. Dan hoef ek nie te worry nie, want dan is dit soos van moenie worry nie, watch nie. Want dan weet ek dat maak nie saak hoe die omstandighede om my lyk nie. Dit is nie die einde nie. This is not the last thing. Soos die Here gaan môre opdaag. Hy gaan vandag opdaag. Dinge gaan verander. Because that is who God is. He is a faithful God. He is a good God. So dan kan ek spreek na die berg toe en hy kan skuif, want ek het die wysheid, ek het die autoriteit om te spreek, want ek ken die woord van God. So, die woord van God sê in 2 Korintiërs 10 vers 5, take every thought captive to make it obedient to Christ. So, elke gedagte wat inkom, so wanneer die siekte inkom, no, this is not from God, ek is onder die bloed van Jesus, so ek gaan nie hierdie siekte aanvaar nie. So you take it obedient to Christ. Want wat het God gesê? God het gesê, you are healed. By my stripes you were healed. Ek is hier om jou gesond te maak. Deur die bloed van Jesus kry ons healing. Dit is wat God sê. So dan aanvaar ek nie die siektes in my lewe nie. Wanneer die Here sê, wanneer ek voel, ek is nie genoeg nie, ek is nie slim nie, my omstandighede, my werk, my finansies is a hopeless situation. No, I came to bring you life and life in abundance. Dan replace jy daai slegte negativiteit met die waarheid van God. Romeine 12 vers 2 sê, do not be conformed to the patterns of this world. Die wêreld leer vir ons om op 'n sekere manier te praat, te aanvaar, al die negativiteit te vat. Smith Wigglesworth het gesê, moenie die koerant in my huis inbring nie, want dit is leuns van die wêreld af. En dit vir die wêreld klink dom, maar dit is die waarheid. Die enigste waarheid is die woord van God. Die ander goed is nie waarheid nie. So, die manier van dink, don't be conformed to the world, to social media, to wat populêr is of nie, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is. The good, pleasing and perfect will of God. Ja. So in Romeine sê hy ook, call into existence the things that do not exist. So wanneer ek na 'n situasie kyk en die situasie lyk glad nie soos wat die waarheid is nie, dan spreek ek dit in dit uit. So al lyk dit nou, byvoorbeeld, as my kind stout is. Jy is nie stout nie, jy is 'n soet geseënde kind van God. Wat jy nou gedoen het is nie reg nie, maar ek weet jy is gehoorsaam aan Jesus. Ek weet jy is 'n liefdevolle gehoorsame kind van Jesus. Wat jy nou gedoen het is nie mooi nie, moet dit nie weer doen nie. Maar jy spreek nie negativiteit oor jou kinders. Jy spreek nie negativiteit oor jou finansies nie. Wanneer jy na jou finansies kyk, sê jy, ag, ek gaan nooit genoeg geld in die bank hê nie. Nee, Lord, thank you that I have enough that I was able to provide for my family. Dankie Here dat ek vandag hierdie inkopies kon koop. Dankie Here dat ek het wat ek het. En dankie dat U vir my gaan voorsien. Maak nie saak wat my bankbalans sê nie. Ek weet dat my God gaan voorsien vir my. So jy spreek goed al sien jy dit nie. Dis van moenie worry nie, watch net. Moenie worry hoe die situasie nou lyk nie. Kyk wat God gaan doen because He is a faithful God. En so renew ons mind, ons brainwash ons mind op 'n goeie manier, nie op die slegte manier van die wêreld nie, maar die goeie manier van God, die waarheid van Jesus. En dit is hoe jy in oorwinning loop. Dit is hoe jy in autoriteit loop. Dit is hoe jy 'n more than a conqueror in Christ is. Wanneer jy die waarheid begin spreek en nie aanvaar wat die wêreld vir jou sê nie, because that's not the final word. So, but God. Siekte, but God. Finansies of my omstandighede of beloftes wat jy nou al so lank voorbid en die deurbraak het nog nie gekom nie, but God. Okay, so my gebed vandag vir jou is, almagtige Abba Vader Jesus Christus, dankie that this is the day that the Lord has made, that you made this day, that you made us, that you have al hierdie wonderlike dinge wat U het. U sê, maak ons het nog nie eens gedroom of gedink aan die planne wat U vir my lewe het nie. Want U is 'n goeie pappa en U het al hierdie dinge wat U vir beplanne droom vir ons. Maar ons kan kies om aan hierdie beloftes vas te hou, om te glo, om in hierdie dinge in te spreek, want die wêreld sê, seeing is believing. God says that believing is seeing. So we trust today in you. We have faith in you.
ons spreek na hierdie wêreld, Here, en ons sê, ons glo wat U woord vir ons lewens is. Nie wat my bankbalans sê nie, nie wat die dokter sê nie, nie wat my vriende sê nie, nie wat ek oor myself sê nie. Wat ek vir myself sê, ek is nie genoeg nie. Nee, God, your word is the last word, but God, thank you, Jesus, that we have faith, that we have ears to hear, that we have eyes to see, that you are with us, that you say in Hosea 1:5, you will never leave me nor forsake you. So everything will be okay. So I can rejoice in this day, that this is a good day, because you have made this day and you have made me for this day, for such a time as this. In Jesus' naam, amen.